Hallo allemaal, ek hoop almal geniet nog die feestyd en om dit nog lekkerder te maak, wys ons julle die week een van ons groot hoogtepunte van 2024, ons heel eerste ontbytsake van die jaar toekennings. Was omtrent 'n spoggerige geleentheid waar ons almal in pragtige aantrokke en netjiese pakke getooi was, terwyl ons erkenning gegee het aan Suid-Afrika se klein en medium sakeondernemings. Die roem van Suid-Afrika vir 'n vermaaklike bedryf en sakeondernemings was op die rooi tapijt en ons gee julle nou die geleentheid om te sien wat die glansryke aand alles behels het. So terug en geniet dit. En welkom by Ontbytsake se heel eerste onderneming van die jaar toekenningsaand. Nou hierdie glansryke geleentheid word gehou by die Maslow Hotel in Pretoria. Vanaand se toekenningsaand gaan daaroor om erkenning te gee aan uitgesoekte besighede wat in 2023 op Ontbytsake geadverteer het. Maar alles gaan nie net oor sake nie. Ons het ook lewendige musiek, betowerende optredes en selfs 'n paar vermaaklikheidstoekennings. Iets vir almal om te geniet. Terwyl sterre stadig, stil, sagter skyn en die eerste lig die donkerte laat verdwyn, bring nog 'n sonopkoms 'n nuwe dag. Vol van hoop, drome en soveel meer om nog te vermag. Kom groet die dag saam met ons, met 'n warm koppie koffie in jou huisgeselskap en die melodie van nog 'n nuwe begin.
Dames en here, verwelkom asseblief op die verhoog een van vanaand se gasheere, die nimmerlike, die enigmatiese, altyd reg met 'n kwinkslag, ontbytsake se eie, Leon Grob. Man, lekker man, dan sê dankie Anrich, daai was oulik nimmerlik. Ek dink nimmerlik het ek nou nog nie gehad nie, maar alhoewel met die jacket aan. Die tannies het my baie drukkies gegee. Hy pas nog op my persoonlikheid dink ek, lekker sag en pers. Maar nou genoeg van my, julle lyk regtig besonder, dit blink, dit lyk soos sterretjies hier voor my, julle lyk fantasties, dames, manne, julle het mooi skoon gemaak. Kan ons asseblief net weer vir Lenet 'n groot handeklap gee vir daai openingsitem. Dankie Lenet. Ja man. Nee, die meisie streel 'n snaar, hoor. Dis my voorreg om ieder en elk van julle vanaand by Ontbytsake en namens Ontbytsake by ons eerste onderneming van die jaar toekennings te verwelkom. Nou dit is boonop al Ontbytsake se 24ste bestaансjaar met Davie Rood wat bykans van die begin af daar is. En dit beteken maar net een ding, hy raak oud. Ja, toe ek nou vir my agter sê break a leg, besef ek dit kan ook regtig gebeur. So ek moet dit dalk, maar hy's okay, hy's alright. Hy lyk regtig vir sy ouderdom nog goed terug. Maar ons is steeds trots om een van Suid-Afrika se mees gewilde ontbytprogramme te wees. Julle is ons mense, ons besighede en ons trots. Ons wil hê julle moet terugsit vanaand, nie te ver nie, en geniet die aand en vier saam met ons die prestasies van 'n paar uitgesoektes. Maar voor ons verder aangaan, baie belangrike aankondiging, natuurlik die hoofborge wat vanaand moontlik gemaak het. En hulle is sommer lys: King Price, Iridanus, Pollen Finance, Java Pet Food, Hartland Lifestyle Estate en die EPH Group. Dankie vir wat julle vir sake in Suid-Afrika doen. Electrifying atmosphere here at the stadium for the first game of the season, John. Yeah, excitement indeed, but I think the biggest interest would be the launch of this new national anthem. I don't know why they'll change the only thing that works in this country. Well, here it is, South Africa, the new national anthem. What? Insurance, generating gears since 2012. And now the opposition anthem. Eridanus is 'n privaat ekwiteitkapitaalfonds wat beleggers 'n skitterende opbrengs en maandelikse inkomste verseker deur beleggings in die SA landbou en voedselverskaffingsbedryf. Eridanus se beleggings in van die mees uitmuntende landbouprodusente ter wêreld verseker beleggers tans van 'n nabelaste opbrengs van 11 tot 12,5% per jaar. Die minimumbelegging is R1 miljoen. Eridanus hersiel aanbiedinge jaarliks en die huidige een is slegs beskikbaar tot 31 Augustus 2024. Dit begin voor dagbreek. Dit verg toewyding, die bereidwilligheid om die ure in te sit. Vroeë oggende en laat nagte. Om dit weer en weer en weer te doen. Maar wanneer die kritieke oomblikke aanbreek, en hulle sal, gaan jy 'n span nodig hê. Vir my is daai span Pollen Finance. AHA Voere is verspreiders van troeteldiervoere en vervaardig ook hulle eie hondekosreeks Java. AHA streef daarna om die beste, bekostigbare maar steeds gehalte troeteldierkos te voorsien. AHA Voere is verspreiders van honde- en katkos soos Jock, Tails Up, Complete en Java, asook troeteldierprodukte wat insluit AVI, Regal en Martin & Martin in die Gauteng, Limpopo en Mpumalanga streke. AHA Voere verskaf flink diens in 'n reeks troeteldiervoere en behoeftes. Hartland Lifestyle Estate tussen Kleinbrak en Hartenbos is 'n kwaliteit leefstylontwikkeling wat semigrante na die tuinroete na in die hart sal lê.
Helfte van die ontwikkeling bestaan uit bewaarde fynbos en natuurlik die strand en see wat loopafstand is. Hartland bied voltitel, plot en plan, deeltitel en selfs 'n aftreeoord aan. 'n Nuwe bekostigbare plot en plan fase, Klein Karoo, is ook pas bekend gestel. Hartland Lifestyle Estate. Jy koop nie net 'n woning nie, jy belê in 'n leefstyl. Lekker handeklap vir al ons borge. Baie dankie julle. Ek kan julle verseker, julle gaan nie die hele aand net in my mooi gesiggie en mooi baadjie met vaskyk nie. So, ek gaan op die verhoog verwelkom om saam met my hierdie boot in die regte rigting te stuur met twee mede-aanbieders, Charlene Lakay en Davie Rood. Moet ek sê goeiemôre, welkom by nog 'n bytsake program. Nee, dis 'n verkeerde en goeienaand julle wonderlike mense. Dis heerlik om julle almal vanaand hier welkom te heet. En dit is natuurlik met groot afwagting en maande se stemmery wat ons eintlik vanaand hier bymekaar is met hom wenners aan te kondig en daai een groter, daai onderneming van die jaar kompetisie, daai wenner, die algehele wenner. Maar ons is baie opgewonde om die wenners in die 8 besigheidskategorieë en 5 vermaaklikheidskategorieë vanaand bekend te stel. Ja, en ons gee ook spesiale erkenning aan 3 besighede wat ontbytsake in 2023 die meeste ondersteun en ons vereer vanaand ook een van ons mees loyale adverteerders oor die afgelope 24 jaar. Ja, en boonop gaan ons vanaand 'n eerste beleef, iets wat nog nooit van tevore gebeur het by enige vermaaklikheidsgala aand in Suid-Afrika nie, maar ons gaan eers niks sê nie, dis 'n verrassing, so meer daaroor later. Ek is vreeslik opgewonde daaroor, maar nou moet ek eers vir julle sê, so tussendeur word daar vermaak verskaf deur die onafhanklike kunstenaars in samewerking met Rug teen Rug se musiek en natuurlik wonderlike heerlike vertoning en daarmee saam die wonderlike en die beste kos wat jy aan kan dink. En so 'n bietjie later vanaand dan met al die eetery en die drinkery en so, dan maak mense voete begin juk. Vir die danspas is bietjie later, dan gaan ons mekaar op die dansvloer kry. En ek dans nie weer met jou nie. Dit was net so mooi. Nee, kyk David, maar ek bedoel met daai Fred Astaire look van jou, ek weet nie met wie gaan jy dans vanaand nie, maar julle lyk pragtig, my mede. Hoekom het julle papiertjies? Het julle met julle nie, is julle old school? Ek gaan maar op, ek's nuwerwets. Kom ons los hom maar net. Hy is daar op die uithoeke, ons is op die main stage. Kan ek kom charge? Nee, Robbie. Nou, ons wil net hê julle moet weet dat vanaand gaan nie net daaroor om ons finaliste te vier nie. Hulle is baie belangrik, maar ons vier ook alle sake ondernemings, alle sake eienaars in hierdie pragtige reënboognasie van ons en dan natuurlik Suid-Afrikaanse en Afrikaanse vermaak. So skink asseblief vir jou 'n glaasie Suid-Afrikaanse wyn. Die wyne wat op die tafel is, almal van hulle is of goud of dubbelgoud van verlede jaar se Veritas toekennings. En hoekom het ons dit gedoen? Want julle verdien die beste. Absoluut. En natuurlik gaan ek nou die aand begin. Ek gaan die aand afskop en dit is my groot eer en 'n groot voorreg om ons uitvoerende regisseur Louis McLaren vorentoe te roep en vir ons te vertel hoekom 'n aand van vanaand so belangrik is. Het jy al ooit gewonder hoekom is dit dat sekere besighede suksesvol is en sekere entrepreneurs suksesvol is en ander nie? Het jy al ooit gewonder hoekom is dit dat sekere sportsterre wêreldkampioene word en ander nie? As jy 'n besigheid is of 'n organisasie of in jou persoonlike lewe, daar is 'n paar goed wat ek glo uit my verwysingsraamwerk wat 'n verskil maak. Die eerste een is genade. Dit maak nie saak wat se plannetjies jy het en hoe slim jy dink jy is nie. Daar kom 'n stadium in enige mens se lewe wat jy besef dat wat jy het en wie jy is en hoe dit met jou besigheid gaan is eintlik maar net genade.
Die tweede ding wat ek glo wat suksesvolle besighede daar stel is mense. Mense maak of breek 'n besigheid. Ek wil afsluit met die laaste ding wat ek glo wat 'n verskil maak. En dit is deursettingsvermoë. Ons het vanaand in die gehoor hierso het ons sportmanne soos Bismarck du Plessis. As jy kyk na Bismarck en jy kyk na manne soos Driekus du Plessis, is daar twee dinge wat ek dink wat belangrik is om 'n wêreldkampioen te wees. Die eerste ding is, ek dink jy van met du Plessis wees. En die tweede ding is, jy moet deursettingsvermoë hê. Entrepreneurs, asook die mense binne in die besighede, is almal wêreldkampioene volgens my, in eie reg. En hierdie aand is om julle te vereer. Ek wens ek kon vanaand al die benoemdes en al die finaliste op die verhoog kry. Maar wat ek wel vir die mense kan sê wat in die gehoor sit vanaand hierso is, of jy nou 'n sakereienaar is, of jy in 'n besigheid werk, of jy in die vermaaklikheidsbedryf is, of jy wat ook al. Ek wil hê jy moet weet dat daar's mense wat in jou glo, en mag die geloof wat mense in jou hê, die verdere glo in jouself verder aanvuur, sodat jy ander mense aanvuur om in hulle self te glo. Mag sy genade in oorvloed op julle almal rus. En dan wil ek vir al die benoemde organisasies en die finaliste en die wenners vanaand sê, julle is ons mense, ons besighede en ons trots. Geniet die aand en baie dankie. Wie is ons mense? Ons besighede. Ons trots. In tye van uitdagings toon hulle ware deursettingsvermoë. Hulle veerkragtigheid oorkom struikelblokke en bou aan sukses. Met nuwe, vindingryke oplossings kom hulle elke keer net sterker terug. Hulle is nie net besighede nie. Hulle is 'n beweging van volharding en dapperheid. Hulle is ons mense, ons besighede, ons trots. Is lief vir my. Sê dit weer, as ek by jou staan met ons tweeë, teen die wêreld saam, maar ek wonder, sal jy myne wees? Ek sal keer op keer staan voor jou deur, wees my sonskyn, my lig in die donker, ek kan nie langer sonder jou nie, ek wil nie my lewe sonder jou spandeer nie. Verlore in jou woord, pangstrank liefde van voor, woorde, gebare, jou liefde vloei deur my are. Ek kan nie opdink aan jou nie, ek wil nie ophou sins aan jou nie, ek kan nie diep asem en sê ek is lief vir jou en jy is lief vir my. Sê dit weer, as ek by jou staan met ons tweeë, teen die wêreld saam, maar ek wonder, sal jy myne wees? Ek sal keer op keer staan voor jou deur, wees my sonskyn, my lig
Baie dankie, die veelsidige en talentvolle Stefan Nel. Davie, gaan jy 'n paar van daai danspassies na? Toe maar lees my jou sinnetjie. Lees maar liewer jou sinnetjie. Goed. Dis nou ons voorreg om die eerste stel van 8 besigheidskategorieë bekend te stel. In hierdie kategorie is organisasie suiwer gemeet. Is dit daardie ene? Suiwer gemeet aan hulle kykbaarheid. Kykbaarheid, televisie inset, die ateljee onderhoud en dan moet ek sê dit is die moeilike een, die ateljee onderhoud. Ons weet dit. Ons weet dis die moeilike een en die aanbieding op sosiale media of reklamebord advertensie. Ja. En weet julle, nou is daar 'n groot verrassing, want ons het 'n wêreldrekordhouer, 'n Guinness wêreldrekordhouer, die voormalige Protea netbalspeler en programaanbieder, die beeldskone Vanessa Marie de Tooy, wat vir ons die oorhandiging gaan behartig. Ja. Nou kom ons kyk eers gou na die finaliste in hierdie kategorie. Beste video insetsel korter as 1 minuut en dis nie kort en nie lank daarvan. Beste video insetsel korter as 1 minuut. AC/DC Dynamics, Alto Wine Estate, Funky Oma, Braaibroekies, Struisbaai huisverhuurings, Wiskunde meneer, Bags for You, Met liefde en Country Hotels. Ek dink dit is veilig om te sê, Louis, ek gaan nou my naam verander na Vanessa Marie du Plessis. Van nou af, dit is waarna ek bekend gaan staan. Ja, dit is my nogal interessant dat hulle vir my die kategorie gegee het. Soos jy genoem het, die korter as 1 minuut. Vir die langste mens. Nee, ja. Wel sien jy dat ons dinge kort hou. Die wenner in hierdie kategorie is Wiskunde meneer. Na dekades se baanbrekers werk in die vermaaklikheidsbedryf en daarmee sê ons nie dat hy oud is nie, ons sê eenvoudig dat hy baie wys is. Bly hy een van Suid-Afrika se belangrikste en bekendste fliekresensente en natuurlik is hy ook weekliks in die ontbytsake ateljee. Ons vra nou vir Leon van Nierop om die volgende toekenning te oorhandig. En terwyl hy vorentoe kom, kom ons kyk nou na die kategorie en wie die finaliste is in die beste video insetsel langer as 1 minuut. Beste video insetsel langer as 1 minuut. Amanda Pistorius Upholstery, At Braai, Boot and Rally, Kees Bloemfontein, AJ's Food Products, Hoërskool Westphalia, Mova Fitness, Bintang's Cave en CTIA. En hier is die wenner. Beste video-insetsel langer as 1 minuut gaan aan. Bintang's Cave Restaurant en Wine Bar in Hermanus. Ja, die beste ateljee onderhoud. Baie geluk aan die hele Bintang span moet ek sê, maar ons vra nou die bekende film en aktrise
TV-aktrise Kate Roodman om die volgende toekenning te kom oorhandig. Die talentvolle Kate Roodman is wel onbekend vir haar rol in Binnelanders en Getroud met Rugby en vir die rolprente Fladder en Kansel. Boonop bedryf sy haar eie fotografie besigheid en leef sy haar kreatiwiteit uit in haar verskillende rolle as akteur en besigheidsvrou. Natuurlik gaan dit oor besigheid en nou vir die kategorie beste ateljee onderhoud, kom ons kyk na die finaliste. Beste ateljee onderhoud. Blue Nova. Dry Ice International. CSN. Oma Roy Koeksisters. Bateleer Estate. Clover Mama Afrika. Aros. Java Pet Food. King Price Insurance. En Laveld Agrochem. Hierdie entrepreneurs staan vir niks terug nie. Die wenner vir die beste ateljee onderhoud is Bateleer Estate Nelspruit. Ja, ek moet vir julle sê, Bateleer se onderhoud het vir my uitgestaan elke keer, want die entoesiasme en die welsprekendheid en van Louise Snyman maak my sommer lus om daar in die Nelspruit te gaan aftree. Ons spot nou baie met jou, nee, maar jy kan nou nog gaan aftree, jy moet nog 'n bietjie aanhang, toe bly nog 'n bietjie. Landbou speel 'n baie belangrike rol op ontbytsake en derhalwe die volgende insetsel of die volgende kategorie, die beste insetsel deur 'n agri-onderneming. En die persoon wat hierdie toekenning gaan oorhandig is 'n direkteur van een van die grootste landbouorganisasies in Suid-Afrika. Hy is uitsonderlik passievol oor mense en om 'n positiewe impak te maak. So kom ons vra asseblief vir Corneil Liebenberg van Laveld Agrochem om die agri-toekenning te kom oorhandig. En hier is die finaliste in hierdie kategorie. Beste video-insetsel deur 'n agri-onderneming. Angus. Kees Bloemfontein. SVA Vet. Trees SA. OVK. Irritech Irrigation. FeedTech Animal Feed Solutions. Bergrivier Besproeiing. Brass Grass. En BioCo Crops. Moeilike keuse. Julle weet van wie hy was voor ons almal hier gewees en die landbou is dit eers daarna gevolg om ons waardevol te maak. En so boer ons ekonomie vooruit. So die wenner vir hierdie kategorie is Irritech Irrigation van Kimberley.
Ek vra nou vir professor Natanja Meyer om die volgende aankondiging te kom maak. Die mooie professor Natanja Meyer. Sy is professor aan die Universiteit van Johannesburg. Sy is ook 'n gereelde gas op ontbytsake. Ja, ek dink die professors raak al mooier en mooier. Fokus. En nou vir die kategorie beste insetsel deur vroueonderneming. Kom ons kyk wie die finaliste is. Beste video-insetsel deur 'n vroue-onderneming. Amanda Pistorius Upholstery Training. Dr. K Dermal Healthcare. Omar Roy Koeksisters. Premier Transport. Vacu Health. Funky Oma. Good Prognosis. Koekeloer Gansbaai. The Labora Yard. En Adri Pretorius Permanent Makeup. Soos julle gehoor het, dra ek vroueondernemings baie na in die hart. So dit is absoluut vanaand vir my eer om hierdie kategorie van vroueonderneming van die jaar aan te kondig. En die wenner is Adri Pretorius, Permanent Makeup and Micropigmentation. Ou David. Ja, ek kan vir jou sê, ek moet vir jou sê. Wat gaan deur jou gedagtes as jy nou so staan en kyk? Ek sit maar net en kyk na al hierdie wenners en so, maar ek sit ook en dink want al daai interessante sosiale media plasings wat ons oor die jare gesien het. Kan jy van die goed onthou? Ja, daar's 'n paar wat nogal sal ek sê snaakse rig was, nê? Nee? As jy nou kyk na die sosiale media plasings op ons webwerf, daar was onder andere nou die enetjie waar ag is so geveg ouetjie. Hy is kampioen in 'n sport, ook so Du Plessis mannetjie. Hy het hom 'n ligte pietsie gegee op die wang. En toe skryf Ina Erasmus, Dawie, jy huiwer nie om jou naam met 'n plank te slaan nie. Baie dankie vir jou lieflike sin vir humor. Waardeer jou baie. Ja, maar as dit nou nie gewys word nie, hy het dan 'n paar lesse geleer. Nee, ag ek moet sê hy stil vanaand. Ja, hierdie sin van die humor het Matthias daai spesifieke aand het vir my 'n stywe nek gekos, kan ek vir jou sê. Ons sosiale media was baie beïndruk geweest met ons ateljee vernuwing ook kan ek sê. En Susan Pike het vir ons 'n baie mooi boodskap gegee. Sy sê, "Sjoe, julle het gespring van kitskoffie na volgeroosterde Kotskoffie. Ja, boonkoffie. Bravo. Elegante professionele aanbieders en immer gewilde stylvolle stylvolle glansprogram natuurlik. Ursula Haywood het ook geskryf nadat Dawie met soveel oorgawe saam met my en Drian van Rensburg, dit is nou ek musiek gemaak het. Dis nou pure pret, hoor. Toe en hier raak dit nou interessant. Dawie, blaas of suig jy? Oor daai backflytjies. Ek lag, so ek val van my bank af. Ek is toe maar David ook so laat aan. Ek is selfs bekommerd dat hy die backflytjie gaan insluk. Maar jy het so miniature. Ek het so klein enetjie ook. Die probleem met hierdie direkte goeders is dat daar kom foutjies uit. Dan gaan daai foutjies kan mens nie regkry. Maar dit nou daar gelaat. Kom ons kyk na besighede wat weet hoe om hulle sosiale media regtig gebruik in die kategorie beste digitale media plasings. En die plasings is gemeet na gelang van die aanbieding en om die besigheid en of die produk of die diens natuurlik te bemark. Ja, en die persoon wat die oorhandiging doen is iemand wat gereeld op sosiale media verskyn. Hy's 'n binnelandse akteur, vervaardiger, musikant, ook vervaardiger van die Kyknet-reeks Net Mens en sy naam is natuurlik Reinhard Hugo. Ons vra dat Reinhard nader staan om die wenner aan te kondig. Julle mag maar van man net klap. Ons gaan kry koffie. Beste digitale media plasing. King Price Insurance. Dr. K Dermal Healthcare. Uitkyk Vleismark. Refresh. Goeienaand, dames en here, hoe gaan dit? Okay.
Ek is hier om die Social Media Award aan te oorhandig. Kom ons neem gou sommer so, wat noem is dit, 'n selfie? Dan sê hy, Waldemar, my baas is ook hier. 1, 2, 3. Lekker. Dankie dat jy hoor toe gehou, Waldemar. Okay, right. So, die beste digitale plasing. Sosiale media is 'n kragtige instrument om jou produk of besigheid sterker daar buite te bemark. Jy word eintlik maar die vervaardiger van jou eie produksie, net soos ek. En sommige doen dit net so effens beter as die res, net soos ek. Die wenner in hierdie kategorie het meer as 3000 navrae op die dag oor die produk gekry na die eerste plasing. So baie geluk aan Dr. K Derma Health Care se kompetisieveld. Baie geluk. Natuurlik, as jy mens jou sosiale media reg gebruik, is dit uitstekend vir jou besigheid. Ja, absoluut, David. Tyd het aangebreek om te kyk watter ondernemings weet hoe om sosiale media reg te gebruik. Nou, en die persoon wat die oorhandiging vanaand gaan doen, is juis 'n kundige, David, as dit kom by die tipe van dinge. Sy het geen bekendstelling nodig nie. Sy weet verseker iets wat ons nie weet nie. Julle sal nou sien hoekom sy is 'n bekende influencer, of 'n mooi Afrikaanse woord is 'n smaakmaker. Of dan nou, die ander een is 'n tendensmens met 'n pens. Ek jok, dis 'n grappie, skus. Ek nog vanaand gedonder. Soos in Afrika, maar ek bedoel, een ding is seker, die meisie verstaan, of die dame verstaan, alle wenners en borge, julle moet vanaand seker maak, julle kom by haar uit in 'n professionele hoedanigheid, besop net vir daai man aan haar sy. Ons vra nou vir die gewilde vastie spiller om die trofee te kom oorhandig aan die besigheid wat die meeste kyke op digitale media op Ontbytsake se Facebookblad gehad het. Tendensmens, ek moet jou sê, ek hou van daai woord, maar hier is die finaliste. Meeste kyke op digitale media. Big Joe's Real Pies. Boot and Rally. Bioco Crops. Eridanus. Bundutech. AJ's Food Products. Lindsay Africa. CTS Trailers and Quest Capital. Die een ding wat ek verseker weet, is die impak van sosiale media op ons samelewing en natuurlik op besighede. Dit is my voorreg om die wenner van hierdie kategorie aan te kondig. Big Joe's Pies. Julle moet net sien hoe lyk sy vanaand, hoe pragtig lyk sy vanaand. Dis ons eie chef en dis Collie Prinsloo met die om die trofee te kom oorhandig, vra ek vir die beste buitelug reklamebord, of soos dit in Engels bekend staan, 'n billboard. 'n Billboard. Maar julle moet weet, daar staan nou een mens is wat verseker 'n goeie resep aan mekaar kan sit, so lekker dat hy op enige reklamebord kan staan, dan is dit ons Corlie, en beeldskoon is sy nie vanaand nie. Beste buitelug reklamebord advertensie. CSN. Pollen Finance. Jakkalsvlei. Hartland Lifestyle Estate. Batelier Estate. Bundutech. RTS iWalkie.
finds for you. The Document Warehouse. En Arinel Apteekgroep. Goeienaand dames en here en kollegas. Ek is jammer om julle teleur te stel. Ek het nie die kos gemaak nie. So volgende jaar met julle terugkom, dan gaan ek met Louis gesels. So billboards is 'n baie goeie manier van adverteer, veral met die besige verkeer deesdae. En dit is vir my lekker om die wenner in hierdie kategorie aan te kondig, want dit is ook 'n jarelange borg op my kossegment. Die wenner in die kategorie beste buitelug reklamebord advertensie is Jakkalsvlei Private Salad. Dit begin voor dagbreek. Dit verg toewyding, die bereidwilligheid om die ure in te sit. Vroeë oggende en laat nagte. Om dit weer en weer te doen. Maar wanneer die kritieke oomblikke aanbreek, en hulle sal, gaan jy 'n span nodig hê. Vir my is daai span Pollen Finance. Nou, vir aardtoekennings wat 'n bietjie minder sake gedrewe is, dis hier waar ons op 'n ligter noot vir julle 'n paar ander gebeure wat in die ateljee afspeel, wys wat ook nogal baie vermaaklik is en dit is nou niks met jou te doen nie. Ja, nee, daar gebeur maar 'n paar sinnighede. In hierdie kategorie is die kykers gevra om te help om die wenners aan te wys. So, kom ons kyk wie die gunstelinge in 2023 was. En dan ontwikkel 'n afsny-laagdrukstelsel in die Wes van die land en dit is versigtig, ek het sommer so 'n ou Nokia foon wat ek saamry, so op die eerste oog op Rypenaal. Ek wil weet wat gaan gebeur. As dit een is, jy het altyd 'n snapshot. kan dit jou oog wat groot. Dit kan laat om hierdie velletjie wat nie oorhou. Wat wil 'n groep en dies meer en hulle identifiseer daai twee goed, cater deployment en preferential. Dis 4% hoër in net 6 maande. Dit beteken dat ons in Februarie maand in die eerste vermaaklikheidskategorie het ons kykers gevra om te kies wat hulle gunsteling segment op ontbytsake is en hier was daar regtig sterk mededinging. Daar was onder andere Dawie se ekonomiese sake, Annika se weersake en leefstylsake waar verskeie kenners oor gesondheid, emosionele welstand en selfs geneerwenke gesels het. Ja, nou om hierdie toekenning te oorhandig, vra ons vir Annika de Beer, sy is reeds daar flink op haar pos soos altyd. As meteoroloog en nuwe weeraanbieder, sy het basies maar my werkie gevat. Wat Ag, sorry Leon. Ekskuus, ja, dit is nog 'n riem. Maar hulle het toe vir my 'n lekker werkie gekry as hofnar in die studio. Ek wil net vir julle sê, soos Dawie nou, ons het regtig verskriklik baie pret in daai studio. Mense doen soms dinge wat gaste wonder, is hierdie normaal vir 'n werkplek? Maar ek verseker julle, ons is altyd professioneel. Maar Annika het natuurlik vinnig in ons almal se hart. As sy nie so oulik was nie, dan was ek baie kwaad vir haar. Sy het vinnig in ons almal se harte ingekruip soos 'n laagdrukstelsel hier vanuit die suide uit.
Ja, Leon. en sy was self ook 'n sterk kandidaat vir in hierdie gewilde segment Jy kategorie. laat die vrou nou bloot. Hou op, Kyk daar nou sit net. haar man. Nee, is niks vreemde bedoelings nie. Julle laat my heeltemal te veel bloos, maar ag dankie Leon dat ek hier weer by jou kon oorneem. Ek waardeer dit so baie. Ek is dankbaar. En dit is my so lekker om weer te kan aanbied op 'n program soos Ontbytsake en natuurlik is dit nou vir my so lekker om hierdie toekenning vir gewildste segment te kan oorhandig. Na baie stemmery was daar uiteindelik een segment wat uitgestaan het vir die manier waarop aktuele sake passievol en soms ook baie vurig bespreek is. En die wenner is Nuusake met Davie Rood en Pieter de Tooy natuurlik. Nou julle, ek moet vir julle sê dat Pieter de Tooy is natuurlik hard besig met om verslag te doen oor die verkiesingsuitslae en hy kon ongelukkig nie hier wees nie, maar hy het vir ons hierdie video boodskap aangestuur. Baie dankie aan die kykers van Ontbytsake. Baie dankie ook aan Davie Rood. Davie, ek geniet dit om weekliks saam met jou die land se politieke en nuusgebeure saam te vat en ook soms te verskil. En laastens baie dankie aan die produksiespan van Ontbytsake. Julle is die ouens wat week na week Ontbytsake naadloos op die lig kry. Dis 'n voorreg om deel te wees van die span. En daarom gaan ek dan nou vir ons eie geliefde Davie vra om na vore te kom en hierdie toekenning namens hulle te aanvaar. Neem hierdie oomblik Ja, ek het meegevoer geraak daar vir 'n oomblik. In 2023 was daar 'n magdom dinge wat agter die skerms en natuurlik op die program gebeur het, as ook vele interaksies met gaste tot vermaak van ons almal agter die skerms en voor die skerms. Nou om die volgende kategorie te oorhandig, dink ek dit sal nie is nie 'n beter, kan ek my nie self indink dat daar 'n beter kandidaat gaan wees nie. Verwelkom op die verhoog die akteur, direkteur, kunstenaar, bestuurder, snorbrouwer en TV-aanbieder Hammy Wessels. Kom ons kyk na 'n paar van 2023 se uitstaande oomblikke, soos gestem deur ons kykers. Hoe klink dit vir julle? Klink lekker. Goeiemôre. Baie welkom by hierdie spiksplinte nuwe formaat van Ontbytsake. Manne, dis 'n voorreg om 'n hartekoel te deel. Al die bloedbroers by mekaar. Kyk julle, ek het nou probeer om die kinkel in hierdie bobotie te sit, maar die bobotie het die kinkel in my gesit. Kaas, bra. Middel van die nag waar dit raas, bra. Feta mozzarella. Ja. Ja, bro. Bro. Annika, jy's aan die kant in die ateljee. Hierso is ek. Goeiemôre Davie en span. Dis lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier. En 'n koue front het gister aan ons deur geklop en daardie koue front is nou besig om oor die weste van die land te beweeg. If teardrops were pennies and heartaches were gold, I'd have all the riches my pockets would hold. Vandag gaan hulle na verskillende maatskappye toe en daar was klop maatskappye wat gesê het hulle sal hulle kan nie 'n vliegtuig uitkontrakteer aan die staat nie want hulle wil nie Rusland toe vlieg nie, sanksies en so meer. Dit is vir my baie groot voorreg om vanoggend te sê dat die volgende Ontbytsake aanbieder saam met ons vir deel is van die span is Charlene Lakay. Dis 'n graf in die gras. Dis 'n vallende traan. Dis al. Katerina was 'n girl van die Oos-Transvaal. Sy brein hare op haar kop. Nee man, tel op wat jy sê. Kyk nou net daar. Klop haar. Okay, nee, wat ek gaan myne maar wegbring.
Hy gaan 'n long verloor. Wil julle smil daar? Soms stuur julle weg met twee van hierdie lieflike borreltjies van lewe. Goeienaand dames en here. Reinhard, dit gaan baie goed met my. Baie dankie dat jy nou gevra het, hoor. Nou, dis altyd 'n lekker ervaring om te gaan kuier by ontbytsake. Hulle is regtig waar 'n geoliede masjien en hulle straal 'n positiewe energie uit en ek vermoed dis omdat hulle wyn drink op die program. Ek het vandat ek daar gekuier het ek nog glad nie ophou drink by die werk nie. En ek het nou al 4 verskillende werke gehad. Nou dames en here, die wenner natuurlik van die uitstaan oomblik gekies deur die publiek is niemand anders nie as Elis Matron toe sy saam met Leon Grob gesing het. If teardrops were pennies and heartaches were gold, I'd have all the riches my pockets would hold. I'd be so wealthy with treasures untold. If teardrops were pennies and heartaches were gold. Ons het natuurlik ook die voorreg gehad om in 2023 'n hele rits wonderlike hoofgaste in die ateljee te verwelkom en elkeen van hulle was besonder spesiaal en ons kykers het hulle almal terdee geniet. Ja, inderdaad. Nou ons het weer vir ons kykers gevra wie hulle gunsteling hoofgas was en ons vra vir die lieflike Melinda Meyer, sy is ons regisseur vir die afgelope 24 jaar om nader te staan om hierdie toekenning te oorhandig. Kyk het hoe mooi lyk sy. Kom ons kyk na uitreiksel uit die episodes waarin 'n paar van ons gunsteling hoofgaste was. Yummy! It's great that she used her tongue. Oh, sy het sy. Ek het nie. Ek vermoed, ek dink so. Ek weet nie, ek moes eintlik nou dat jy dit sê, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Trekkertjie wat reg. Nou gaan ons geen woord verkeerd sê nie. But remember now, this pole, that nonsense, we don't do it like that. We don't do it. It's haraka. Fast. Waar het jy groot geword, skool gegaan? Okay, hoeveel tyd het ons? Man, baie. Ek is gebore en getoe in Pretoria. Ek daar die noord uit, 'n paar jaar in die Kaap deurgebring en nou is ek weer terug in Pretoria. So jy kan die Pretoria, ja, jy kan die girl uit Pretoria haal. Kan nie aan. Maar jy kan nie Pretoria die girl uit haal. Die girl is terug. Ja. Nie uitvra oor die wille partytjies terwyl jy pa stories is. Maar dis dalk hoekom ek partykeer dikplek aan die tafel gesit het as ek dalk bietjie gehok was of so. Gee dit so 6. Hy lyk beter op my knie. Nee, ek dink hy lyk baie mooier op jou kop. Also maar ek wil ook nog altyd, ek wil nog, jy weet, wil nog altyd 'n kroon gedra. Ja, nee. Yes. Ek hou van geld. Waar sit die geld? Ek sit die geld in die belt. Yay! Wat? Kan ek werk? Dan amptelik van ons kant van ontbytsake met hierdie eerste Afrikaanse lied vir 20 miljoen treffers kykslaag gekry op YouTube, gee ons vanoggend vir jou 'n harde kool. Baie geluk. Sit hom op jou voorkas. Ek dink jy's ou sussie. Ek dink jy's oud. Ekwen jy's nie so maklike ouetjie, dis maklik om. Alright. Julle, dit is baie intimiderend vir my om hier te staan. Dit is baie makliker om agter die skerms te staan en vir mense te sê wat om te doen. Maar soos julle gesien het, die afgelope 24 jaar, het was my 'n groot voorreg om saam met ongelooflike mense te gewerk het, wonderlike mense, gaste te ontmoet. En daarom is dit besonder lekker vir my vanaand om erkenning aan ten minste een van hulle te kan gee. En die gunsteling hoofgas vir 2023, soos gekies deur ons kykers, is Vanessa Marie de Tooy. Ja, haal hom so uit net vinnig. Ek is so lus om self op praat te dra. En daar het julle dit. Dames en here, Dawie wil braai dra. Gaan ons na 'n breek toe. Ja, ons vat so vinnig breek. Kom ek vat jou na 'n breek. Weg. Ons breek gaan weg na ons vervoerborge en daarna gesels Dawie weer met Vanessa Marie.
Ja, dis die kort en die lank van daai storie. Sorry, ek moes net. Ontbytsake is natuurlik nie net daar om Afrikaanse televisie vermaak te bied van uit die boonste gestoeltes nie, maar en natuurlik vir besighede blootstelling te gee nie, maar ons is ook passievol daaroor om Afrikaanse kunstenaars te ondersteun en juis hieroor het ons uitvoerende vervaardiger Louis McLaren besluit om rug teen rug musiek op die been te bring. Nou vanaand gee ons twee toekennings ook aan onafhanklike kunstenaars. Nou ons vra die welbekende onafhanklike kunstenaar Janie Bey om die eerste oorhandiging te doen aan die beste onafhanklike kunstenaar van 2023, soos gekies deur Rug teen Rug musiek. Ek is hartseer, maar ek voel nie die pyn nie. Ek wens dit was in 'n ander land, maar is net so stukkend daar in my hart, die beloofde land. Die toekoms loop aan my deur, mense wil met ek relateer. Ek snoeg ver agteroor buig. Hallo julle. Om 'n onafhanklike kunstenaar te wees beteken jy het nie die ondersteuning van 'n platenmaatskappy nie, maar jy het die vryheid om getrou te wees aan jouself en jou eie musiek te maak sonder voorskrif. Dit is soms 'n harde pad en dit is waar organisasies soos Rug teen Rug musiek 'n groot verskil maak. Dit is vir my baie lekker om die wenner aan te kondig. Die wenner is Almature. My ziel. Je ziel geproef, ek het geweet, dit was nie die laaste keer om. Baie geluk aan my. Nou, in 2023 het daar magte om onafhanklike kunstenaars natuurlik musiekvideo's en liedjies uitgebring, maar of Rug teen Rug musiek het uit hierdie 3 gaan kies om te benoem vir vanaand se toekenning. Nou om die beste liedjie deur 'n onafhanklike kunstenaar vir 2023 te oorhandig, vra ons dat die welbekende onafhanklike kunstenaar in eie reg en volgens my een van die beste liedjieskrywers wat ek ooit die voorreg gehad om te ontmoet, Jacques van Joosa na die Reën, om vorentoe te kom. Wat in jou mond donker van smaak. Sluik is reg gebotter en die chak nie lekker dik. Tomatie sê ek het tuin gepluk. Kan sy braai bootjies maak. Wat die boer sien maar kan maak. Dis al hoe jy weet jy het trouw vroeg. Bly staan op genade alleen deur die wind en die weer. Ek sal staan hart en mond. Seisoene die liefde gegrond. Vat my klere, vat my gere, my vreugdevolle strewe, ek glo. Dis op die vryheid wat almal so begeer. Die lewe, die liefde, die waarheid, die vrede. Vrygelatenis is skaamteloos. Vrygelatenis se hand is uit. Ons is geraamteloos. Gryp 'n fakkel by die kant, klein kinders. Drome slukkie van revolusie begin. Gooi jou geld in die vuur. Verf jou drome teen die muur. Jy wag te lang al hier. Op jou silver. Het is lekker om hier te staan vanaand. Leon, dankie vir die mooie woorde, my vriend. Ek waardeer dit, hoor. Nou, ek dink dit is relatief eenvoudig om iemand anders se musiek te sing. Maar ek dink ek kan uit my eie ervaring uit praat dat 'n ander ballgame is as jy jou eie liedjies skryf, jou eie musiek moet opneem en nog jou eie musiekvideo's ook maak.
Nou, ja, dit is my voorreg om aan te kondig dat die onafhanklike kunstenaar vir 2023 se liedjie op YouTube alleenlik 1.7 miljoen kykke het. En ja, dit is voorwaar uitsonderlike prestasie. Die wenner vir vanaand is Braaibroodjies deur Miller Brand. Kan sy braaibroodjies maak, wat in jou mond donker van smaak. Die snuitjies reg gebotter en die chutney lekker dik. Tomaties en hy uit die tuin gepluk. Kan sy braaibroodjies maak, wat die boer sien maar kan maak. Dis al hoe jy weet, jy het jou trouvrou beeld. Sy kan braaibroodjies maak. Sy kan 'n hondsperd opsaal, ja. Sy kan 'n koedebol uithaal, maar as die botter aan die binne of die buitekant. Alright, maar dit is nou baie belangrik, want nou vir die groot een, hè? Dis nou die groot toekenningsvraag, want dit is nou die besigheidsverrigtinge wat gaan plaas. Dit ernstige goed. Ernstige goed, net so ernstig soos jy, my vriend. In hierdie segment gee ons aan 3 ondernemings erkenning vir hulle bemarking op ontbytsake in 2023 en dan vereer ons ook 1 besigheid vir hulle ondersteuning van ontbytsake oor die afgelope 24 jaar. En natuurlik die hoogtepunt, die algehele wenner van die ontbytsake onderneming van die jaar. Nou, julle eerste klein sake in die kategorie klein sake, meeste spandering gedurende 2023 is daar 3 finaliste. Development, Cat Street Boutique en Vacuhealth. En dan vra ons die immer gewilde sangeres Nadine om namens ons hoofborg EPH die oorhandiging te doen. Ja, sy lyk mooi. Wow. Geef haar 'n handeklap. En die wenner in hierdie kategorie is Development. In die kategorie medium sake, spandering in 2023 het ons ook 3 finaliste, Christus Stradum Nutrition, The Success Academy en Eridanus. En ek vra vir Brent Veug, direkteur van the B4I Project, houdermaatskappy van ontbytsake, inderdaad, om die oorhandiging te doen. En die wenner in hierdie kategorie is Christus Stradum Nutrition. Oh! Groot sake. In die kategorie groot sake vir die meeste spandering in 2023 het ons natuurlik ook 3 finaliste, Specialized Exhibition, Pollen Finance en King Prize Insurance. Nou vra van Martin van Vuren van Eridanus ook een van ons hoogborge om die oorhandiging te doen. En die wenner in hierdie kategorie is Specialized Exhibitions. Baie geluk julle. Nou op hierdie punt wil ons graag
spesiale erkenning gee aan 'n onderneming wat vir die afgelope 24 jaar volgehou ondersteuning aan ontbytsake gelewer het en natuurlik een van ons mees loyale adverteerders was. Hierdie onderneming is definitief 'n getuigskrif van dat konstante blootstelling op ontbytsake die volhoubaarheid en groei van 'n besigheid kan bevorder oor 'n lang tydperk. En ek wil nou vra dat ontbytsake of een van ons projekbestuurders, Estel van Staden, asseblief sal nader staan om te help met hierdie oorhandiging. Ag ja, nee, klap maar, kyk. Die ontvanger van hierdie toekenning is niemand anders nie as Christus Strydom Nutrition of CSN. Nie net is CSN die wêreldleier in gewigverlies en diabetesremissie nie, maar hulle spog ook met 2 splinternuwe gepubliseerde kliniese studies. CSN-kliënte het gemiddeld 6,5 keer meer gewig verloor in vergelyking met diegene wat standaard dieetterapie ontvang het, wat ook gepaard gegaan het met 40% hoër totale testosteroonvlakke na net 6 maande, sowel as 'n eksponensiële verhoging in lewenskwaliteit. Spring vandag weg met jou gewigverliesreis deur 'n CSN vetverlies wegbreek by te woon, onder leiding van 'n leefstylafrigter en 'n geregistreerde dieetkundige. Dit word gehou by die Beeldskone Mount Sheba, sowel as by All Seasons Boutique Hotel in Pretoria. Of doen dit sommer by jou huis teen net R1,100 vir die 10-dag drastiese vetverliesprogram. Besoek ons webtuiste en Facebookblad of skakel die inbelsentrum wat 365 dae 'n jaar oop is. Nou, ons het nou gekom by die hoogtepunt van die aand. Vroeër vanaand is daar wenners in 8 besigheidskategorieë aangewys. Hierdie 8 wenners. Hierdie 8 wenners is toe in diepte ontleed deur 'n paneel van paneel sakedeskundiges. Ek gaan nou net wys ons. Ja, maar Leon, kan ek nou vir jou 'n werkie gee? Kan jy vir die gehoor vertel hoe hierdie paneel saamgestel Ek is? dink dit is 'n uitstekende hierdie. Kyk, is nie sommer net 'n hier jy nie, en jy weet as daar weer op 'n ding as daar raak dinge gewoonlik ernstig. So die sameroeper van hierdie paneel was ons uitvoerende vervaardiger Louis McLaren, die hoofseun of die hoofbeoordelaar Dawie Rood, kyk daar, paraat staan hy daar. Dan was daar beoordelaars in verskeie spesialiteite, Dr. Marcel Hatting vir vindingrykheid en kliëntediens, professor Natanja Meyer, digitale transformasie Bernd Voigt, sosiale impak Corneille Liebenberg en laastens finansiële prestasie deur Louis Du Plessis. Baie dankie Leon. Om in die top 3 te eindig is voorwaar 'n uitmuntende prestasie. Ja. En hier is André Leroux van Hartland Lifestyle Estate, een van ons hoofborge vanaand om die trofee te oorhandig. Asai. In die 3de plek, en dit is nou uit 80 finaliste. Dit is 'n allemintige klomp finaliste wat ons gehad het. So julle moes baie hard gewerk het, moes julle nie, Dawie? Ja, ons het hard gewerk. En hard beklei. Was dit 'n taai-stryd? Dit was 'n taai-stryd, maar uiteindelik professionele mense stem saam oor goeders. Dis baie goed, maar uiteindelik is daar net een wenner. En die wenner in hierdie kategorie dan was Batelier Estate Nelspruit in die 3de plek. Baie geluk julle. En nou vir die tweede plek.
Om die trofee te oorhandig aan die besigheid wat in die tweede plek eindig, roep ons vir Halwer van Rensburg van Java Pet Food, nog een van ons hoofborge vanaand. Ek kan vir julle sê, die verskil tussen daai top 3, Minimaal. net so klein. Marginaal. Marginaal. Ag, help jy my nou môre. Dankie vir die taalles. Dis maar wat ek doen. En in die algehele tweede plek, dan mis jy Jolyn van my taalles te gee, is jakkalsvlei. Kyk, gewoonlik as jy nou, jy weet, in ons geval, ek sou net nou nie aan jou gedoen het nie. Hoe sou jy nie? Ek sou net aangegaan Is het jy en gemaak asof dit so 'n plan is. So ek gaan nou maar jou lyn lees, sy nie jy nie. Jy nou gemis het. So nou is dit tyd om die algehele wenner van Ontbytsake se onderneming van die jaar aan te kondig. Nou, ons het julle vroeër beloof, daar's 'n verrassing vanaand. Dawid, is jy reg? Ek is bring reg die vir die paal, verrassing. is julle nee, ekskuus, nog nie reg daarvoor nie. So hierdie dit is 'n baie interessante ding wat hier gaan gebeur. Dawid? Ja, ons gaan 'n bietjie dinge anders doen. Ons gaan dit, jy's heeltemal korrek, moet ek vir jou sê my vriend, en dit is 'n bietjie van 'n groot woord. 'n Vriend is 'n sterk, meer soos pseudo-kennis is dalk. My vriend. Nou, ons het vir die eerste keer in Suid-Afrika se geskiedenis besluit om kunsmatige intelligensie te gebruik. Kan jy dit glo, kunsmatige intelligensie? Was dis nou Oftewel, 'n artificial intelligence. O ja. Artificial intelligence. Te vra om 'n algehele wenner te kies vir ons vanaand, en die idee was om dan te vergelyk, so ons gebruik kunsmatige intelligensie, nou vergelyk ons dit met die paneel se keuse om te kyk wat nou uiteindelik gaan gebeur. En wie beter nou om ons te help om die oorhandiging te doen as nog 'n gereelde deelnemer op Ontbytsake, en dis King Price se Legal Eagle, of wat het jy dit genoem? Wettige arend. Net so, die man vlieg hoog. Wynand van Vieren. Nou ja. Kom ons gaan hoor by AI of AI, KI. Is dit nie ook 'n ding wat hulle op die plaas doen nie? Nee, ek sou dit kunsmatige weet. inseminasie. Wanneer dit Fokus, Leon, fokus. wat hy of sy of wat ook al dit nou dink die wenner sal wees gegeewe. Nee, onthou, dis dieselfde kriteria wat die paneel ook gebruik het. So good evening, Chat GPT 4.0. You were earlier prompted by Ontbytsake's executive producer to also assess the selected finalists, applying the same criteria that was used by the panel of judges. Having done this, which entity would you select to be the overall winner of the Ontbytsake Onderneming van die jaar 2024 award? Good evening, everyone. After thoroughly reviewing the data provided, I carefully considered each business's performance across the critical assessment criteria, including digital transformation, financial performance, customer service, social impact, and innovation. Each finalist has showcased remarkable achievements and made significant contributions in their respective fields. However, one business stood out for its exceptional digital engagement, outstanding customer satisfaction, and overall excellence across all metrics. It is my honor to announce that the winner of the AI award this year is Dr. K Dermal Healthcare. Well done, you guys. Hartland Lifestyle Estate is net 3,5 km buite Hartenbos op die R102 pad. Dit is 'n ontwikkeling wat na aan enige van die Hartenbos vakansiegangers of moontlike emigrante na die Hartenbos of tuinroete area se harte sal wees. Die landgoed is al in Desember 2019 begin en nuwe ontwikkelings duur steeds voort met enorme navraag en baie goeie verkope. Daar is tans 86 huise onder konstruksie en reeds 258 gelukkige gesinne is al daar gevestig.
Heartland Lifestyle Estate is nie net 'n blyplek nie, dis 'n uitsonderlike leefstyl. Heartland bied voltitel, plot en plan en deeltitel opsies. 'n Deel van die landgoed is ook 'n aftreeoord. Heartland Retirement Estate is sorgvuldig geïntegreer binne die landgoed, wat talle voordele vir inwoners bied, bo ander alleenstaande aftreeoorde. Bedryfskoste word deur skaalvoordele beperk en inwoners sal die voordeel van 'n dubbele sekuriteitkoevert geniet. Die landgoed bied opsies vir 'n aktiewe lewenstyl en fokus op genot en gasvryheid. Met die helfte van die landgoed wat bestaan uit bewaarde fynbos, is dit ook enige natuurliefhebber se droom. Die ontwikkelaar en agente bied kliënte net die beste wanneer dit kom by kliëntediens. Hulle het 'n topspan wat die koop en bou van jou droomhuis 'n vreugdevolle ervaring maak. Heartland Lifestyle Estate is 'n ingeslote landgoed vir gemengde gebruik en sal uiteindelik 'n tuiste vir 2000 gesinne wees. Dit bied jou die beste sekuriteit en al die gerief wat 'n landgoed moontlik kan bied. Huiseienaars in die Heartland Lifestyle Estate het die geleentheid om munt te slaan uit die moderne vesel-internet gereedhuise, wat voorsiening maak vir voortgesette loopbaanfokus sonder om die genot van al die landgoedaktiwiteite saam met familie en geliefdes prys te gee. Ons sit tans met 385 geregistreerde eienaars op Heartland met 105 huise onder konstruksie waarvan 57 nuwe aftree-eenhede is, te danke aan Dalmar Konstruksie en hulle toegewyde span, 95 verkope tot op datum vir 2024 en 603 in totaal. Ons is ook baie gefokus op werkskepping en trots daarop om te kan sê dat ons vir meer as 500 individue werk geskep het op hierdie ongelooflike ontwikkeling. Die sukses van die Heartland Lifestyle Estate kan gesien word deur die hoë groeitempo en die hoë verkoopsyfers. Heartland Lifestyle Estate, die gemak van 'n luukse lewe, word saamgevoeg met die rou skoonheid van die natuur, dig by die see en die beeldskone Outeniqua berge. Kontak hulle vandag. Sy weet iets van 'n trekker, julle kuier nogal lekker. Sy het 'n CrossFit lyfie, blonde kuifie, hou van braai en 'n droë rooi winkie. Maar jy het 'n vraag in jou binneste, want dinge raak nou nogal ernstig. Sy sê 10 uit 10 vir al wat jy sien, maar daar's 'n ding wat jy nog moet weet. Wow, sy moenie jou laat verlei nie. Wow, voordat jy die antwoord kry nie, kan sy braai bootjies maak, wat in jou mond ontplof van smaak. Snytjies reg gebotter en die chat die lekker dik, tomaties en hy uit die tuin gepluk. Kan sy braai bootjies maak, wat die boersien maar kan maak. Dis al hoe jy weet, jy het jou trouvrou beeld, sy kan braai bootjies maak. Sy kan 'n hingsperd opsaal, ja, sy kan 'n koedebol uithaal, maar as die botter aan die binne of die buitekant, daai is vir my kardinaal. Ja, pa het 'n wildslaas, sy karakties aan die boys praat, sy sal jou ruggie krap voor jy gaan slaap, is alles lekker om te weet. Maar kan sy braai bootjies maak, wat in jou mond ontplof van smaak. Snytjies reg gebotter en die chat die lekker dik, tomaties en hy uit die tuin gepluk. Kan sy braai bootjies maak, wat die boersien maar kan maak. Dis al hoe jy weet, jy het 'n trouvrou beeld, sy kan braai bootjies maak.
sy braaibroodjies maak, wat die boer seën makker maak. Saam jy weet, jy het trou vir 'n beet, sy kan braaibroodjies maak. Die koole is rakbokke, jy kan maar bring. Ons gaan weet wie die groot wenner is, die belangrike wenner, die groot wenner vir die aand. So ja, David, dit is daai oomblik nou. Kan ek voortgaan daarmee, Leon? En jy is hoofseun. Jy weet, ons kyk op na jou. Jy's 'n baken, jy's 'n anker. Maar jy's Kan julle sien waarmee ek weekliks opgesleep is? Ons kyk as dit ware nou nie op na jou nie fisies nie, maar sal jy asseblief vir ons daai taakie. Nou die wenner, hou op praat. Die wenner maar baie deeglike oorweging deur die onafhanklike paneel van beoordelaars. Onwetend, kan ek net vir julle sê, van die AI wat die wenner gekies het, kan ek vir julle sê. Is dit nou my voorreg om aan te kondig? Maar voor Dawie dit doen, wil ons graag vir Louis Du Plessis, ook 'n Du Plessis van Pollen Finance vra om nader te staan om die trofee te oorhandig. Kan ek nou aangaan met my werk? Jy kan maar. Nou, dit is my baie groot eer en 'n voorreg om aan te kondig dat die algehele wenner van die Ontbytsake se onderneming van die jaar kompetisie, as ook die ontvanger van R100,000 ligtyd op Ontbytsake, niemand anders is as dan nou Dr. K. Dermal Healthcare. Dit was 'n ongelooflike aand gewees. Ek praat nou hier met 'n paar mense. Ek is nou volgende jaar al 20 jaar in hierdie bedryf. Dit was so 'n ongelooflike geleentheid, so mooi aan mekaar gesit en hierdie was nou net die cherry op die koek gewees. Hoorie Corlie, ek moet vir jou sê dis 'n groot voorreg, maar dit is 'n spanpoging. Ek moet baie dankie sê vir almal by die huis. Regtig, dit was 'n spanpoging en ons is baie trots en baie dankie vir almal van julle wat ons ondersteun vir so lank al. Baie dankie en baie dankie vir Ontbytsake. Hierdie beteken vir ons ongelooflik baie. Ek sê baie dankie vir my franseshouers. Ek sê baie dankie vir my personeel. Hulle is die beste. Ja, nee, kom ek sê vir jou, ek het al my ontwikkelings en lodges en al die besighede wat ek ooit in my lewe oopgemaak het en daar het ek opgehou as vlieginstrukteur. Het ek by Ontbytsake was die mense, dit was die platform. So nee, ek waardeer hierdie en ek hoop volgende jaar kry ek 3. Ek is baie trots daarop. Ek wil die geleentheid gebruik om my span te bedank vir die werk wat hulle gedoen het. Dis half sad dat ek alleen hier staan terwyl 'n klomp mense agter my saam met my moes gestaan het. En dankie ook vir julle span want julle het baie waarde toegevoeg vir ons. En ek dink dit beteken vir my meer om erken te word deur Kyknet en deur Ontbytsake. Baie dankie. Ek is bevoorreg om hier te wees. Baie dankie. Hierdie beteken baie vir ons hierdie. Ons het nie verwag om eerlik met jou te wees. Die blootstelling wat ons kry van Ontbytsake kan ons regtig nie vir jou sê wat dit vir ons beteken nie. Ons besoekernommers is deur die dak vandat ons seker omtrent so jaar en 'n half al met julle besigheid doen. So ja, weer eens ons is baie in ons noppies met hierdie toekenning en baie dankie vir hierdie aand van julle. Ek moet sê ek het dit glad nie verwag nie. Glad nie. Ek was totaal stom geslaan.
elke liewe persoon wat nog altyd in my glo, vir al die neus wat ek gekry het in my lewe, deur al die blydskap, al die passie, al die liefde, alles raak. Volgende jaar is ons terug. Is jy ook terug? Definitief, ek mis dit vir niks. Ag ja, baie dankie dat ons hier kan wees in die platform. Ons het die reklamebord van die jaar gewen en dan die algehele wenner silwer wat ons baie oor trots is. So ja, baie dankie vir hierdie toekenning. Ons waardeer dit baie. In 2024 in Suid-Afrika is hierdie 'n amazing platform vir klein besighede om net hulle naam daar buite te kry. So dit is net lekker om erkenning te kry daarvoor. Man, wat 'n ongelooflike voorreg. Ek het die beste liedjie deur 'n onafhanklike kunstenaar award gewen. Wat 'n voorreg, ek so humble deur dit en wat 'n lekker ervaring om hier te wees vanaand. Ons het die video agri-onderneming van die jaar gewen en ek is ongelooflik trots dat ons uit Kimberley uit hierdie toekenning kon ontvang. Ek dink dit is baie oorweldigend eintlik om te dink daar's soveel mense wat vir my gestem het. Ja, dis lekker om te weet mense hou van my. Absolute genade. Ek is so verras. Daar was soveel groter besighede wat ek gedink het dit gaan vat. So ja, ek is baie dankbaar vir Ontbytsake. Julle trap diep spore in my besigheid vandag.